Goeiemôre gemeente. Baie welkom by hierdie spesiale erediens op die Goeie Vrydag wat ons so saam kan geniet en werklik die liefde van die Here kan vier, want dit is wat Jesus aan die kruis gehou het. Nie die spykers op die soldate nie, maar sy liefde vir jou en vir my om ons op die einde skoon te was met sy bloed. Mag ons regtig die liefde van die Here ervaar. Die Here groet jou vanoggend met sy seën, genade, barmhartigheid en vrede word ryklik geskenk van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ek lees vir ons uit Jesaja 53 vers 1 tot 12. Wie sal ons glo as ons hiervan vertel? Wie sal die mag van die Here hierin kan raak sien? Die dienaar was soos 'n loot wat voor die Here uitspruit, soos 'n plant wat wortel skiet in droë grond. Hy het nie skoonheid of pragt gehad dat ons na hom sou kyk nie, nie die voorkoms dat ons van hom sou hou nie. Hy was verag en deur die mense verstoot, 'n man van lyding wat pyn geken het, iemand vir wie die mense die gesig wegdraai. Hy was verag, ons het hom nie gereken nie. Tog het hy ons lyding op hom geneem, ons siektes het hy gedra. Maar ons het hom beskou as een wat gestraf word, wat deur God geslaan en gepynig word. Oor ons oortredings is hy deurboor, oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons het almal gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het ons almal se sonde op hom laat afkom. Hy is mishandel, maar hy het geduldig gebly. Hy het nie gekla nie, soos 'n lam wat na die slagplek toe gelei word, en soos 'n skaap wat stil is as hy geskeer word, het hy nie gekla nie. Terwyl hy gelei het en gestraf is hy weggeneem. En wie van sy mense het dit ter harte geneem, dat hy afgesny is uit die land van die lewendes? Hy is gestraf oor die sonde van my volk. Hy het 'n graf gekry by goddeloses. Hy was by sondaars in sy dood, al het hy geen misdaad gepleeg nie en al was hy nooit vals nie. Dit was die wil van die Here om hom te verbrysel, om hom die pyn te laat ly. As hy sy lewe as 'n skuldoffer gee, sal hy 'n nageslag hê en nog lank lewe. Deur hom sal die wil van die Here sy doel bereik. Na sy bitter lyding sal hy weer die lig sien en hy sal die Here ken. My dienaar, die regverdige, sal baie mense regverdig maak. Hy sal die straf vir hulle sonde dra. Daarom gee ek hom 'n ereplek onder die grootes. Hy sal saam met magtiges die oorwinning vier, omdat hy hom in die dood oorgegee het en as misdadiger beskou is, omdat hy die sondes van baie op hom geneem het en vir oortreders gebid het. Tot 54. As they went out, they found a man of Cyrene, Simon by name. They compelled this man to carry the cross, and when they came to the place called Golgotha, which means the place of the skull, they offered him to drink wine and mixed it with gall. But when he tasted it, he would not drink it. And when they had crucified him, they divided his garments among them by casting lots. When they sat down and kept watch over him there, and over his head they put a charge against him, which read, "This is Jesus, the King of the Jews." Then 2 robbers were crucified with him, one on the right hand and one on the left. And those who passed by derided him, wagging their heads and saying, "You who destroy the temple and rebuild it in 3 days, save yourself. If you are the Son of God, come down from the cross." So also the chief priests with the scribes and the elders mocked him, saying, He saved others, he cannot save himself. He is the King of Israel, let him come down from the cross, and we will believe in him. He trusts in God, let God deliver him now, if he desires him.
for he said, I am the Son of God. And the robbers who were crucified with him also reviled him in the same way. Now from the 6th hour there was darkness over all of the land until the 9th. And about the 9th hour, Jesus cried out in a loud voice, saying, Eli, Eli, lema sabachthani. That is, my God, why have you forsaken me? And some of the bystanders, hearing it, saying, this man is calling to Elijah. And one of them at once ran and took a sponge, filled it with sour wine, and put it on a reed and gave it to him to drink. But the other said, wait, let us see whether Elijah will come and save him. And Jesus cried out again with a loud voice and yielded up his spirit. And behold, the curtain of the temple was torn in two from top to bottom. And the earth shook and the rocks were split. The tombs were opened and many bodies of the saints who had fallen asleep were raised. And coming out of the tombs after his resurrection, they went into the holy city and appeared to many. When the centurion and those who were with him, keeping a watch over Jesus, saw the earth quake and what took place, they were filled with awe and said, truly, this was the Son of God. Jesus het self sy kruis gedra en uitgegaan na Kobbeenplek toe, soos dit genoem is in Hebreëus, Golgotha. Daar het hulle hom gekruisig en saam met hom 2 ander, een aan elke kant, met Jesus in die middel. Pilatus het ook 'n opskrif geskrywe en dit aan die kruis gesit. Daar het geskrywe gestaan, Jesus van Nasaret, die koning van die Jode. Baie van die Jode het hierdie opskrif gelees, omdat die plek waar hy gekruisig is, naby die stad was. Die opskrif was in Hebreëus, Latyns en Grieks. Die priesterhoofde van die Jode het toe vir Pilatus gesê, moenie skrywe die koning van die Jode nie, maar skrywe, hy het gesê, ek is die koning van die Jode. Pilatus het vir hulle gesê, wat ek geskrywe het, het ek geskrywe. Toe die soldate Jesus dan gekruisig het, het hulle sy boklere gevat en dit in 4 dele verdeel, vir elke soldate deel. Hulle het ook sy onderkleed gevat, dit was sonder naad van bo af in 1 stuk geweef. Hulle sê toe vir mekaar, ons moet dit nie skeer nie, kom ons loot wie dit moet kry. Dit het gebeur sodat die skrif vervul kan word waar dit sê, hulle het my klere onder mekaar verdeel en vir my kleed het hulle geloot. Dit was wat die soldate gedoen het. By die kruis van Jesus het ook nog sy moeder en sy moeder se suster en Maria, die vrou van Klopas en Maria Magdalena gestaan. Toe Jesus sy moeder sien en die disipel vir wie hy baie lief was, wat by haar staan, sê hy vir haar, daar is u seun. Daarna sê hy vir die disipel, daar is jou moeder. Van daardie oomblik af het die disipel haar in sy huis geneem. Jesus sterwe. Hierna het Jesus met die wete dat alles klaar volbring is en so die skrif vervul kan word gesê, ek is dors. Daar het 'n kan vol suurwyn gestaan. Die soldate het toe 'n spons vol suurwyn op 'n hout takkie, 'n hiesoptakkie gesit en dit teen sy mond gehou. Nadat Jesus die suurwyn gekry het, het hy gesê, dit is volbring. Toe het hy sy kop vooroor laat sak en die laaste asem uitgeblaas. Dankie, Abba Vader, vir die ongelooflike voorreg om hier so saam te kan staan, saam te kan wees en dat ons 2000 jaar nog steeds weet dat wat beskryf is in die woord waar is. Dat die Ou Testament dit so mooi uitgelê het van wat gaan gebeur, dat Jesus dit kom vervul het, absoluut. En dat ons nou argeologies, buitebybelse getuie het van wat gebeur het. Dat ons U kan vertrou, dat ons weet dat die Gees saam met ons is. Dat Jesus daar waar aan die kruis waar hy gesê het, it is finished, weet ons
Dat daai offergawes, die slag van al die diere, die probeer koop van ons goedheid in die hemel in, dat dit klaar is. Dat die prys betaal is, dat die bloed gestort is. Soos wat U gesê het vir Adam en Eva, sonder die storting van bloed kan daar nie vergifnis wees vir sondes nie. Ons is vergewe. Ons is gekoop. Ons het toelating tot die allerheiligste toe U die gordyn geskeur het. This is Jesus. This is His glory. This is His throne of grace. Such love is this. Dankie Abba Vader, dankie Here Jesus dat U besluit het, dat U gekies het om te kom. Dat U so getrou was aan die Vader, dat selfs in die tuin, toe U gesê het, as dit U wil is, laat die beker verbygaan. Dat U getrou was, tot aan die einde. Dankie Heilige Gees, dat U saam met ons is elke dag, dat U ons herinner hieraan. En wanneer ons later nagmaal gebruik, dat ons sal weet wat dit beteken, dat ons sal weet wat ons daar onthou. Dankie Here Jesus, in U wonderlike naam. Amen. Kom ons sê. Ja, dit is net 'n wonder as mens daai Jesaja 53 lees, dat honderde jare voor Christus se kruisiging, dit so duidelik staan. Mens sal sê daai gedeelte kom uit die evangelies uit. So duidelik staan wat Christus aan die kruis gedoen het. God se meesterplan om ons te verlos. En wat vanoggend ook het in die prediking fokus op Johannes 19 vers 19 tot 22, ook die gedeelte wat Martiens gelees het, waar staan, Pilatus het ook 'n opskrif geskrywe en het in die kruis gesit. Daar het geskrywe gestaan, Jesus van Nasaret, die koning van die Jode. En baie van die Jode het hierdie opskrif gelees, omdat die plek waar Jesus gekruisig is, naby die stad was. Die opskrif was in Hebreëus, Latyn en Grieks. Die priesterhoofde van die Jode het toe vir Pilatus gesê, moenie skrywe die koning van die Jode nie, maar skrywe, hy het gesê, ek is die koning van die Jode. En Pilatus het vir hulle gesê, wat ek geskrywe het, het ek geskrywe. Nou die kruis van Jesus is seker die bekendste Christelike simbool. Baie mense dra dit as hangertjies of iewers 'n teken, selfs oorbelle en T-shirts en ja, die kruis. En as jy ook in 'n kerk instap, dan sal jy ook altyd sien 'n kruis, net die kruis van Jesus. Nou, dit was nie altyd so wonderlike simbool gewees nie. Veral die eerste tot so 300 jaar na Christus was dit 'n simbool van vloek, van veragting, van vernedering gewees. Weet die Romeinse geleerde Cicero verwys, hy praat nie eens van die kruishout nie, hy sê die ongelukkige hout. Dis hoe hy dit noem. En Seneca, keiser Nero se filosoof, sê ook die kruis is gebruik om mense te reggestel, die laagste van die misdadigers, die uitvaagsels, die wat, ja, die laagste misdadiger moet aan 'n kruis sterf. En as ons dink wat daar gebeur het, daar was natuurlik ander maniere ook van teregstelling gewees, onthoofding, of om verbrand te word, of om gestenig te word, met klippe doodgegooi te word. Maar die kruisiging was die ergste, en was die laagste en die mees vernederende manier om tereggestel te word. Hulle sê, ja, jy is eintlik as jy gekruisig is, is dik groot spykers gebruik van 6 tot 8 duim groot. En dan is dit nie eintlik deur die hande geslaan nie, dit is nie deur Jesus se hande, dit is deur sy polse geslaan, dat dit deur daai seëning gaan, wat aan die skouer geheg is, dat jy hang daaraan. En dat jy aan jou rugspiere moet optrek, om te kan asemhaal. En dan is die voete ook, dis nie 2 spykers deur die voete, dis 1 spyker, die voete is oor mekaar geplaas, en 1 spyker, 1 groot spyker, ingeslaan. So om asem te kan haal, moet jy of optrek in die rug,
of van daai een spyker met jou 2 voete opstoot om te kan asemhaal. En later sterf jy maar aan versmoring, net die water, die vog bou op in die longe en as hartversaking en versmoring. Jy verdrink eintlik in jou eie bloed. Dis wat gebeur. Of jy bloei uit, soos wat met Jesus gebeur het. Toe die spies in sy sy steek, toe daar net water uitgekom, want hy het uitgebloei. Julle weet ook, en selfs ook met sy verhoor, hoe is hy gepynig, 'n gesel. Nou 'n gesel is 'n kats wat klomp riempies het, en in die riempies is bene, skerp voorwerpe geplaas, so in die riempies gevleg, en dan is jy geslaan, en dit ruk vleis uit jou rug uit, en waar jy geslaan is. En dan is Jesus nog 'n doringkroon ook, is op sy kop afgedruk, diep in sy skedel ingedruk. En dan moet jy nog die kruis, net die dwarsbalk van 30 kg probeer dra. En Jesus moes hulp kry, want natuurlik, hy is gegesel, hy het uitgebloei. Op die einde was daar nie bloed toe die spies insit nie, was water wat uitkom. Daar hang Jesus vir meer as 3 ure, tot jy sterf, tot jy nie meer kan opstoot, of jy is uitgebloei, of jy kan nie optrek in jou rug nie. Dit was 'n vervloekte manier om te sterf, die ergste in die Bybelse tyd, om te kan sterf. En daarom praat Paulus ook in 1 Korintiërs 1 vers 18, verwys hy na die kruis as 'n aanstoot en 'n veragting. En vir die Jode en Grieke was dit dwaasheid geweest, om te dink dit het die evangelie kom deur die kruis. Dit was absoluut dwaasheid volgens die Jode en Grieke geweest. Maar Jesus het dit alles kon verander. Hy het die kruis, was koning Jesus se troon. Dit het sy troon geword. Dis wat ons lees. Sy troon geword. Hoe het dit gebeur? Hoe het die kruis Jesus se troon geword? Ons moet dink, en ons het nou skrifgedeeltes gelees, wat daar gebeur het, vroeg daai Vrydagoggend, en die donderdag aand, en Getsemane, wat het alles gebeur? En dan sien ons, hoe Pilatus deur die priesters, die priesterhoofde gemanipuleer is, deur die Joodse leiers gemanipuleer is, om 'n onskuldige man skuldig te verklaar. Pilatus het self geweet ook, hierdie ou is, Jesus is onskuldig. Maar hy is gemanipuleer deur die Jode en hulle leiers en die priesterhoofde. En, dat hy word nou oorgelewer om gekruisig te word. En dan kom Pilatus en hy skryf 'n opskrif, wat die misdaad aankondig, en die opskrif is, Jesus van Nasaret, die koning van die Jode. Jesus van Nasaret, hy kom uit Nasaret. Nasaret was 'n onbenullige klein dorpie. Sy voetspore was daar op die grondpaaie van Nasaret gewees, maar hy is die koning van die Jode ook. Hy is die koning. Hy is die koning van die Jode, en almal kon dit lees. Almal kon dit sien, want dit was in Hebreëus, Latyn en Grieks geskryf. Hierdie opskrif. Jy kan amper sê, dit is soos 'n koerant opskrif, almal kon dit lees. Die Golgotha was langs die hoofpad wat Jerusalem ingaan, en almal mense het van heinde en ver gekom om die Paasfees te kom vier, en almal kon dit sien en dit verstaan, hoekom Jesus gekruisig word. Hy is die koning van die Jode. Dit was in Hebreëus natuurlik, dis die taal wat die Jode gepraat het. Dit was in Latyn, dit was die Romeinse amptelike taal gewees, van die Romeine gewees, die wêreldheersers van daai tyd. En dit was ook in Grieks. Dit was die wêreldtaal van daai tyd waarmee handel gedryf is. So almal kon dit verstaan. Dis soos 'n koerant opskrif wat verkondig het. Jesus van Nasaret, die koning van die Jode. En natuurlik het die priesterhoofde nie daarvan gehou nie. Hulle het baie ongelukkig daaroor gewees. Want hulle het gesê, die koning van die Jode gaan hulle kom verlos van die Romeinse oorheersing, en hier hang hy is nou die hoop. Dis wat eintlik gesê word, hier is die hoop van die Jode. En hulle het niks daarvan gehou nie. En dan wat vir hulle erg was, dit was eintlik ook hulle aanklag gewees teenoor Jesus. Dit is die aanklag. So eintlik het hulle meegewerk dat Pilatus dit skryf. Hulle was self, dit is wie hy is. Dis hoe hom aangekla het. En maar Pilatus was onversetlik. Hy het gesê, dis wat ek geskryf het. Vers 22.
Wat ek geskrywe het, het ek geskrywe. Hy was onversetlik. Ek dink, hy wou hulle eintlik 'n bietjie in eie munt teruggekry het. Want hulle het hom eintlik gemanipuleer, dat hy hom moes veroordeel. Gemanipuleer. Hy het self, Pilatus self gesê, Jesus het geen bedreiging vir Caesar, die keiser van Rome nie. Geen bedreiging nie. Hy het self sy hande in onskuld laat gewas. Maar hy's gemanipuleer want hulle het gesê, die priesterhoof het gesê, as u hom loslaat, is u nie 'n vriend van die keiser nie. Elkeen wat homself sy koning voordoen, is in verset teen die keiser. So hy word gemanipuleer, nê? Jy gaan nie 'n vriend van die keiser wees nie. Jy kom seker self in opstand teen die keiser. En kyk net hulle skynheiligheid, nê? Hulle wat verkondig het dat die Messias, die Christus van die Jode, gaan die Romeinse oorheersing afgooi. Hulle kom nou en sê, ons het nie 'n koning nie. Ons het net die keiser. Ag nou, Pilatus het geweet. Hulle manipuleer hom. Hulle wat eintlik gesê het, die koning van die Jode gaan hulle kom verlos van die Romeinse oorheersing. Kom nou en sê, ons het nie 'n koning nie. Ons het net die keiser. Verstaan jy die onreg, die skeef getrek dat aan Pilatus gee hulle eintlik 'n steek terug. Kry hulle terug deur dit te skryf. Eie munt teruggekry. Maar dit was eintlik ironies die waarheid. Die ironiese waarheid gewees. Nee. Jesus sterf as mens onder die opskrif koning. Nee, dis profeties. Dit is hoe God ook selfs vir Pilatus, hierdie wêreldse regter gebruik het om te sê wie Jesus is. Dit was 'n profetiese woord wat verkondig is dat Jesus is koning. Dis amper soos wat die Here ook selfs vir hoofpriester Kajafas vroeër gebruik het, om ook profeties te sê, lees ons in Johannes 18 vers 14, dit was Kajafas wat vir die Jode die raad gegee het, dat dit tot hulle voordeel is, dat een man vir die volk sterwe. So onwetens is dit profeties wat uitgespreek word, wat hier besig is om te gebeur. God se besturende hand. En Pilatus profeteer, Jesus is koning van die Jode. En die kruis was die fundament van Jesus se heerskappy. Dis waarop Jesus sy heerskappy gebou het, sy kruisdood. Die kruis. Dis waar Jesus die oorwinning behaal het, oor die wêreldmagte, die grootste magte wat aan die werk is in die wêreld. En as jy wil sien hierdie magte, hoe hulle werk in die wêreld, lees maar die koerant, die nuus, luister na die nuus, dan hoor jy die grootste magte, hoe werk hulle in die wêreld, en wie is daai magte? Dis nie mense nie. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen Satan sy bose magte, wat mense gebruik. Die grootste tiranne, misdadigers, slegte heersers, word gebruik deur die bose magte vanuit die geesteswêreld. En daar aan die kruis het Jesus die oorwinning behaal toe hy gesê het, dit is volbring. Want hy het vir Satan en sy bose magte daar oorwin. Hy het die sonde oorwin. Dat daar vir ons elkeen verlossing, vergifnis van sondes is. Daar's geen sonde wat ons pleeg, wat te groot is, wat Jesus nie versoening gedoen het aan die kruis nie. En dan ook die laaste mag, wat soveel mense se lewens beheer, wat eintlik net die mag van die dood is oorwin. Want hy het die dood verander na 'n deurgang na die ewige heerlikheid vir die wat aan hom vashou, wat aan sy kruis vashou, wat glo, hy is die koning van die heelal. Die kruis was Christus se oorwinning, was sy troon. En dit was sy openbaring van sy liefde vir ons, Martiens. Hoe lief hy jou het, vir my en vir ons elkeen wat hier sit, en wat kyk na die kruis. Dis hoe groot sy liefde vir jou is. En weet jy, as iemand my so lief het, dat hy alles gegee het vir my, dan wil ek ook my alles vir hom gee. Dit gee hom die reg om my hele lewe te vat.
om my hele lewe aan hom te wy, want hy het eerste alles gegee vir my. Volmaakte liefde, homself geoffer. Dan verdien hy die reg dat ek hom moet volg. Dat alles van my aan hom behoort. En dis die beste om te volg. Iemand wat jou so lief het. Is die beste persoon om te volg. Hy het hom ten volle vir ons gegee. En hy het die reg en mag en beheer oor ons daardeur gekry. Autoriteit kom deur selfopoffering. Dit is wat autoriteit gee. Toe Jesus homself opgeoffer het en al die magte verslaan het. En dan sien ons ook in die Bybel, elke keer wat daar verwys word na Christus se heerskappy, gaan dit gepaard met 'n verwysing na sy kruis. So ons praat van Christus heers, hy is die koning, dan gaan dit gepaard met die kruis. Want dit is waar hy die reg gekry het. Dis waar hy die oorwinning behaal het en die reg verkry het om te sê ek het alle mag in die hemel en op die aarde. Ons lees Paulus skryf in Kolossense 2 vers 14 en 15. Hy het die skuld bewys met sy eise teen ons tot niet gemaak deur dit aan die kruis te spyker. Het hy dit vir goed weggeneem. Hy het elke mag en gesag ontwapen en hulle in openbaar vertoon deur hulle as gevangenes in die triomftog van Christus mee te voer. Nee, ons harte behoort aan Jesus want hy het ons gekoop met sy eie hart. Dis hoe hy ons gekoop het. Daarom behoort ons harte aan Jesus. En dan wil ek sê 'n Christendom sonder 'n kruis, sonder om jou eie kruis op te neem en Jesus te volg, nee, is 'n Christendom sonder autoriteit. Want baie keer kan jy luister ook na preke of dan is dit amper meer motiveringspraatjies. As dit regtig evangelie verkondiging is, dan sal dit verwys na die kruis van Jesus, want dit is wat die verskil gemaak het. Jesus is nie net 'n goeie mens wat ons volg, sy lewenstyl volg en sê dis om te lewe nie. Ja, dit ook, maar dis baie meer. Hy is koning wat oorwin het en wat die oorwinning vir jou en my gebring het, die lewe gebring het vir ons. Daar moet altyd verwys word na die kruis wat die verskil gemaak het. Christus sonder 'n kruis is 'n Christus sonder 'n koninkryk. En daarom moes hy as koning van die Jode gekruisig word, dat hy die koning van alle volke en tale en nasies kon word. 'n Geestelike koninkryk kon beerwe, waar hy die koning is van alle volke, tale en nasies. Dit maak nie meer vandag saak. Of jy man, vrou, wit, swart, Griek, Rus is, maak nie saak nie. Jesus is ons koning. En ek kan vir julle sê, ek het dit so beleef, net daai eenheid in God se koninkryk. Ek het veral beleef waar ek in snaakse vreemde kulture gekom het, soos byvoorbeeld in Vietnam, toe ek nou saam met geopendeerde soen toe is, of China. Daar in Vietnam loop jy en jou winkeltjies is vreemd. Dit is regtig vreemde plek. En as jy 'n winkeltjie ingaan, is daar 'n paddatjie met 'n muntstink in sy mond en daar's piesangs en pere en goeters as offerandes en dan voor dit gesit en dan ruik jy ook natuurlik die wierook wat gebrand word. Vreemde kultuur, mense het ander maniere. Maar toe kry ons te doen daar met die vervolgde kerk. Met pastore, ek dink van die volle evangelie kerk. En dadelik ervaar jy daai eenheid met hulle. Met daai jong pastor wat so passievol is oor die evangelie van Jesus. En ek kan regtig sê, dis my broer en my suster. Die gelowiges, oor taal en kultuurgrense heen. Want Jesus het gesterf as koning van die Jode, om koning te word, van alle volke, tale en nasies, 'n geestelike koninkryk, van alle volke, tale en nasies. En nou, ja, en vanoggend weer eens, kom Jesus. En hy plaas ons elkeen weer voor 'n keuse. Aanvaar hom as koning en leef onder hom as koning. Dan is dit regtig Goeie Vrydag. Goeie Vrydag is nie net
Dis 'n lekker vakansiedag, nee. Ek kon nou gaan fietsry en ek kon gaan draf het. Toe ek hiernatoe kom, sien ek die mense geniet die buitelewe, nee. Hulle stap met die honde en hulle ry fiets en draf en alles, nee. Goeie Vrydag. Maar môre is Goeie Vrydag verby. Of veral eintlik eers Dinsdag seker, dan is dit verby. Dan is dit nie meer so lekker nie. Maar om ware Goeie Vrydag te hê, aanvaar hom dat hy koning is en leef onder sy koningsheerskappy. Dan is Goeie Vrydag nie net vanoggend nie. Dan is dit vir die volgende jaar, vir die res van jou lewe. Maar jy moet hom aanvaar en leef onder hom as koning. Here, nie my wil nie, maar u wil. Selfs soos wat Jesus gebid het daar in Getsemane. Daar kom ook tye wat ons ook kan sê, Here, dis swaar, dis moeilik, dis 'n kruis. Maar nogtans nie soos ek wil nie, maar soos u wil. Laat hierdie beker by my verbygaan. Dan vier jy regtig Goeie Vrydag. Ons weet hierdie lewe is nie volmaak nie. Daar's goeie tye, maar daar's ook moeilike tye. Moenie hom net as 'n koning gebruik soos 'n spaarwiel nie. Leef onder sy koningsheerskappy. Elke dag. En hy sien ons, wat ons verder ook daar gelees het, dat Jesus het homself ontklee, nee, hy is eintlik, ek kan amper sê seker maar net 'n lappie om sy, nee, hy is heeltemal ontklee. Amper kaal daar gehang, en hulle het geloot oor sy kleed, wat een stuk geweef is. Hy het homself ontklee, om vir jou en vir my te klee met die ewige lewe. Vir ons die ewige lewe te gee. Om jou lewe sinvol te maak. Om in en deur jou te werk. Dis seker die lekkerste belewenis wat mens het, as jy ervaar maar die Here gebruik my in iemand se lewe, om 'n verskil te maak. Hy gee aan ons die ewige lewe, nie eendag nie, nou al. Dat ek selfs ook weet, wanneer dit moeilik gaan, die Here het gebruik dit. Dis nie los van sy plan nie. Ook daarin is 'n doel. Hy gebruik my om te kan getuig. En dankie vir daai getuienis, Lennard, dat ons so kon versprei het hier deur die week. Alles is in my Vader se hand. Want hy maak ons 'n familie, nê? Jesus sê daar in sy laaste ure, minute wat hy het voor hy sterf, sê hy vir sy moeder, daar's jou seun Johannes. En Johannes, dis jou moeder. Hy maak ons 'n familie. Hy gee om, ons moet 'n familie wees. En Jesus maak ons werklik broers en susters van mekaar. Bind ons as 'n familie saam, wat hy hier plaaslik gevorm het. Ons moet waarlik broers en susters wees van mekaar. En ons het 'n Vader in Christus. 'n Vader wat vir jou omgee en wat vir jou sorg. En wat ook vanoggend met die nagmaal vir jou wil wys. Hy sorg vir jou. Liggaam, siel en gees. Nee, met die wyn of druiwesap wat die bloed van Jesus is. Want die kindskap, dat hy ons Vader, die pad na die Vader hardloop oor Golgotha. Oor Jesus se gekruisigde liggaam. Gebreekte liggaam, gestorte bloed. Gaan ons na die Vader. En maak hy ons sy kinders. Beleef dit vanoggend. Dat ons het 'n tuiste. Ons het 'n Vader, ons het 'n oudste broer. Ons het broers en susters wat mekaar se hande kan vat, en wanneer dit moeilik gaan, dan kan ons mekaar ondersteun en veral vir mekaar bid tot ons hemelse Vader, wat Christus se Vader, wat ook ons Vader is. So as jy die nagmaal gebruik, besef, jy het 'n pa, jy het 'n familie. Hy is lief vir jou. Hy wil jou versorg. Natuurlik geestelik, deurdat hy sy liggaam gegee het en sy bloed gestort het. En nou gaan ons dan ook oor tot die nagmaal, wat ons nou gaan saam gebruik. En ek dink die afgelope paar Sondae het ons so gefokus op die lyding van Christus. Ek kan nie eers die hele formulier weer gaan deurgaan nie. Ons weet waaroor gaan die nagmaal nie. En dit is dat Jesus sy liggaam geoffer het aan die kruis. Sy liggaam is gebreek. Sy bloed het gevloei tot 'n versoening van al ons sondes.
En daarom ook vandag om deel te hê aan Christus, moet jy besef, ek kan myself nie verlos nie. En daarom gryp ek in die geloof net in Christus se kruisoffer vas. Dat slegs hy is die weg, die waarheid en die lewe, en niemand kom na die Vader behalwe deur hom. En dat jy het glo. En dat jy ook glo dat hy die koning van jou lewe is, en dat jy ook onder sy heerskappy sal lewe. So as ook, ek gebruik ook die nagmaal nie om te sê ons het nie sonde nie, maar reeds om te sê, Here, ons het die verlossing nodig. En versterk my geloof, dat as ek hier weggaan, en ek sien daar's alweer 'n sonde, dat ek my sal bekeer, deur die krag en leiding van die Heilige Gees. Dit is die ware gesindheid waarmee ons nagmaal vier. Te sê, Here, ek het verlossing nodig, dankie ek het dit in Christus, en met u krag wil ek 'n bekeringslewe lei, om onder u koningskap, u heerskappy te volhard. Dit is waaroor die nagmaal gaan. Die Here stuur jou uit met sy seun. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by ons elkeen wees en bly. Amen.